Goeiedag almal. Baie dankie dat jy vanoggend saam aanbid. Ons is nou in die 3de week van ons reeks God se asem tussen bladsye. En vandag se tema is asem in en asem uit. Die Psalmboek met sy 150 psalms sluit af met die volgende mooi woorde: Laat alles wat asemhaal die Here prys. Prys die Here. Kom ons bid nou saam. Here, die 4 lewende wesens van Openbaring het dag en nag gebid. Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. U wat was en wat is en wat kom. En Here, vandag is dit ook ons gebed. Sonder ophou wil ons ook sê: Heilig, heilig, heilig is U, Here God, die Almagtige. U was voor hierdie moeilike tyd daar. U is in hierdie tyd by ons, die Almagtige. En as alles verby is, sal U steeds God wees. Amen. Ek groet jou vanoggend. Genade en vrede vir jou van Jesus Christus. Hy is die woord wat mens geword het en wat onder ons kom woon het. Vandag lees ons 2 skrifgedeeltes. Die eerste is uit Joshua 1 vers 7 en 8. Hierdie was God se woord aan Joshua toe hy die moeilike opdrag gekry het om die volk Israel die beloofde land in te lei. Kom ons hoor die opdrag wat hy gekry het. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigstoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Kom ons onthou die woorde. Oordink die woord dag en nag. En dan lees ons ook uit Psalm 1. Psalm 1 is die inleiding op die hele Psalmboek. En ek lees vir ons net vers 1 tot 3. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra
en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Hierdie is 'n mensgemaakte draadboom. Dit is 'n mooi boom. Kyk net die pragtige takke, die vorm van die boom en ook die wortels. Maar hierdie draadboom sal nooit groei nie. Dit sal ook nie vrugte dra nie. En dan is daar 'n ander boom wat die rekordboeke gehaal het. Dit is 'n wilde vyboom by die Ego-grotte naby Oorigstad. Nou hierdie boom is in die rekordboeke as gevolg van sy wortelstelsel. Dit het die diepste wortelstelsel van 120 meter onder die grond. Nie sommer 'n boom wat jy met wortel en tak kan uitroei nie. 'n Boom lewe as sy wortels lewe. En wortels het 'n baie belangrike werk. Die wortels haal die kos en die water uit die grond. Wortels is die boom se lewensare. En wortels stut ook 'n boom. Dit anker 'n boom. Wortels neem self suurstof op uit die grond, veral dink maar aan moerasbome. En net so word ons lewe ook deur ons lewenswortels bepaal. Ons geloof, ons oortuiginge, ons prioriteite en ons besluite bepaal ons hele lewe. Dit bepaal die rigting van ons lewe, die styl van ons lewe en dit bepaal ook ons waardes. Maar watter boom is jy en ek? Is jy en ek die mooi draadboom, maar wat dood is? Is ek dalk buite perfek en mooi, maar binne dood? Het ek dalk die regte vorm? Sê ek die regte goed? Bid ek dalk die regte goed? Of is ek soos die wilde vy, wat diep gewortel is in God se liefde, en waarvan die vrug van die Gees gesien kan word? Kom ons kyk nou na 'n video, 'n toneel, wat hieroor vir ons opgeneem is. Dankie vir julle wat dit vir ons gedoen het. Weet jy, as daar nou een mens is wat practice, wat sy preach, dan is dit ek. Skynheilig? Dit is seker die grofste belediging wat iemand nog ooit vir my as Christen gegee het. Nee my maat, dit is nie die geval nie. What you see is what you get. Ek is die real ding. Ek kan nie glo, jy kan die ou klein splintertjie in my oog sien, verby daardie groot balk in jou eie nie. Weet jy wat, as niemand so blind soos iemand wat nie wil hoor nie, meneer Gideon Barendse. Ek kan nie glo wat hy se pas vir my gesê het nie. Ek probeer juist so hard om my Christenskap in hierdie kantoor uit te leef. Ag, weet jy, hy's net 'n vermeetle vet. Kom binne. Mevrou, meneer Barendse stuur hierdie leer vir u. Weet jy wat? Sê jy vir meneer Barendse, hy kan sy eie veldwerk doen. Ek gaan dit nie meer vir hom doen. Wag, Vanessa, kom gou terug asseblief. Kan ek jou iets vra? Ja, mevrou. Dink jy ek is 'n Christen? Mevrou is seker, ek weet nie. Deesdae sê almal hulle is Christene, maar sodra mense hulle iewers anders kry of hulle monde oopmaak, dan klink almal maar dieselfde. En by die firma is ek nie meer seker nie, want almal is so ongeduldig en onverdraagsaam, dat ek nie meer mooi weet hoe 'n Christen lyk nie. Dalk moet ek net weer 'n definisie kry van wat 'n Christen is. Vanessa, wag, bring nou daar asseblief vir my hierso. Sê asseblief vir meneer Barendse, hierdie leer sal voor die einde van die dag op sy lesenaar wees. Ek maak so, mevrou. Dankie. Sjoe. Hoe tref die naakte waarheid my nie nou tussen die oë nie? Dis definitief nie die getuigskrif waarop ek gehoop het nie.
Here, ek is jammer dat ek nie die ambassadeur is wat U van my verwag het by hierdie firma nie. Yes, ek weet wat ek gaan doen. Ek gaan 'n alarm vir elke halfuur op my horlosie stel. So elke halfuur, as hierdie horlosie gaan vibreer op my arm, gaan ek myself afvra, het ek soos die Here geleef in hierdie afgelope halfuur? Dit sal my herinneringsteken wees. Psalm 1 sê, 'n gelukkige mens is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is. Die wortels wat vir so 'n mens lewe gee, is die Bybel. En die voeding binne hierdie wortels is God se asem wat ons in en uitasem. Maar soms is ons so besig dat ons nie eens altyd bewus is van ons asemhaling nie. Totdat iemand jou mond of jou neus toedruk, of totdat 'n mens siek word as gevolg van asemnood, dan besef 'n mens die waarde en die noodsaaklikheid van asemhaal. Jy en ek asem suurstof in en koolstofdioksied uit. Beide is noodsaaklik. Ons longe het die vermoë om met inaseming te rek en dan met uitaseming weer na die oorspronklike grootte in te krimp. En ons haal permanent asem, ook as ons slaap, ook as ons nie weet nie. Psalm 1 vers 2 sê, ons asem God se woord in en uit, deur dit dag en nag te oordink. Ook die woorde van Josua 1. Iemand wat God se woord so inasem en uitasem, is 'n gelukkige mens. Iemand wat God se woord dag en nag oordink, is ook 'n dapper mens. Is iemand soos Josua, wat die volk Israel die beloofde land kon inlei. So 'n mens kan die moeilike opdragte en soms die moeilike wil van God uitvoer. Maar wat beteken dit om God se woord dag en nag te oordink? Ek dink dit beteken om gedissiplineerd, om doelbewus God se woord in te asem en ook uit te asem. Om God se asem, om God se wese en sy wil in elke lewensaar van my lewe te laat vloei. Ons asem God se woord in wanneer ons die Bybel bidend lees. Met ander woorde, ook met 'n verwagting. Ook wanneer ons die Bybel hoor en wanneer ons hierdie dinge gereeld doen. Ook wanneer die Bybel deel word van ons gedagtes, dan is ons besig om God se woord in te asem. En ons asem hierdie selfde woord uit wanneer ons dit sê en wanneer ons dit leef. Die direkte vertaling van die Afrikaanse Bybel verskyn einde hierdie jaar. Dit is 'n vertaling tussen die 1983 en die 1953 vertaling. Die direkte vertaling van Psalm 1 vers 2 sê, gelukkig is die mens wat vreugde vind in die wet van die Here en sy wet dag en nag prevelend opsê. Mooi, nee? Prevelend beteken om dit saggies op te sê, om dit uit te asem. Liewe medegelowiges, God se asem is tussen die bladsye, dit is in die bladsye van die Bybel. En dit wag vir jou en vir my om dit in en uit te asem. Daar is nou stil geleentheid waar ons bewus kan raak van ons eie asemhaling, maar ook God se asem in en uit ons.
Laat ons wat asemhaal die Here prys. Prys die Here. Amen. Gesels nou na die diens oor wat asemhaling vir ons oor Bybellees beteken. En as jy alleen luister, deel asseblief jou gedagtes met my en Derek. Laat weet vir ons hoe jy oor dit dink. Kom ons sing nou die lied. Ons is 'n oomblik. Ons is 'n oomblik, U is vir altyd, God van die eeuwe, God voor die tyd. Ons is asem, U is vir ewig, U wat ons liefhet, altyd getrou. Heilig, heilig, Heer God almagtig, Waardig is die Lam wat regeer, al die lof, aanbidding en ere, kom U toe, o Heer. Kom U toe, o Heer. Ons is gebroken, U die geneesheer, Jesus verlosser, redder en vriend. Ons vra die vrae, U is die antwoord. Ons die verdwaaldes, U is die weg. Heilig, heilig, Heer God almagtig, Waardig is die Lam wat regeer, al die lof, aanbidding en ere, kom U toe, o Heer. Kom U toe, o Heer. Kom U toe, o Heer. Kumba kuier hierdie week verder by die Beskyk kombuis. Ek dink die eetgoed is te lekker daar. Baie dankie vir elkeen van die kinders wat vir Kumba gaan kuier het. Ons het die mooiste foto's gesien. En baie dankie vir die kos wat julle na die kosprojek toe gebring het. Die pryse vir julle mooi inkleurprente is binnekort op pad. Liewe vriende, Gerard van Staden is hierdie week oorlede. Ons innige meegevoel met sy ouers en ook met sy familie. Ons dink aan julle. En dan is Kaimi van die kerkkantoor se ma ook hierdie week oorlede. Kaimi, mag die Here ook vir jou en jou mense vertroos. En dan is daar ook goeie nuus. Derek en Marlene se jongste seun, Christian, hy is hierdie naweek getroud. Christian en Ineke, baie geluk. Ons is saam met julle baie bly en opgewonde. Kom ons dien die Here nou ook met 'n offergawe. Ontvang nou ook die seën van die Here. Genade en vrede vir jou
wat lief is vir die Bybel, dit daagliks oordink en wat dit probeer leef. Amen. Die Here seën en beskerm jou. Die Here verhoor jou gebede. Vrede vir jou. Vrede vir jou.